val vir ons lae premies. By King Price kry jy meer as net koninklike diens. Jy kry 'n bekostigbare premie wat by jou begroting pas. Dis karversekering wat vir jou werk. Van die koning van versekering, King Price. James Kemp, ons nuuspersoon van die week. James, goeiemôre en baie welkom. Dankie daarvoor. Weet jy, ek het nou so vinnig net so vinnig opsomming gegee van Johannesburg se finansies en dit is eintlik Suid-Afrika se finansies in die kleine. Dis presies die groot uitdagings. En die uitdagings is dieselfde oral, so lyk dit vir my. Ja, jy het ook in 'n vorige episode verwys na daardie bestedingsprobleme, bestedingsuitdagings en ook dan die hoë vergoeding wat baie van daardie munisipale amptenare kry in Johannesburg wat eintlik maar 'n mikrokosmos is Van Suid-Afrika. En dis 'n probleem. Wie ook al die volgende burgemeester gaan wees, as jy hierdie stad wil omdraai, moet jy hare op jou tande hê by wyse van spreke. Jy gaan inderdaad moet, nee, jy gaan 'n paar dinge moet regkry. Dit gaan nie maklik wees om te doen nie. 'n Paar baie belangrike ander goed wat miskien gebeur het. Fanny Masemola, Ja, Fanny Masemola is geskort. President Cyril Uiteindelik. Ramaphosa, wat vroeër die week 'n media-konferensie daaroor gehou het en dit was onvermydelik. In hierdie stadium sit ons nou met 'n waarnemende polisie minister, Firoz Kachalia, terwyl Senzo Mkhunu geskort is en Fanny Masemola wat ook nou geskort is met luitenant-generaal Puleng Dempani wat nou in sy posisie waarneem. Sy is die finansiële hoof sedert 2008 by die polisie en dit was onvermydelik dat Fanny Masemola geskort moet word. Hy die afgelope week het hy in die hof verskyn op baie ernstige aanklagtes, onder meer dan groot kontrakte wat toegeken is aan Medicare 24 van die omstrede sakeman Vusimusi Kat Matlala en daar het eintlik 'n stank oor die polisie gehang terwyl hy steeds na die posisie gesit het, terwyl hy in Pretoria in die Landdroshof moet verskyn. wel ek moet vir jou nogal sê dat ons munisipale polisie mos nou maar ook in Suid-Afrika in die groot metros in Suid-Afrika en die vertroue in die munisipale posisie in Suid-Afrika is sekerlik ook nie goed en ek dink dit sou nogal ook 'n uitdaging wees vir die volgende burgemeester van Johannesburg. Ja, ek dink wat die volgende burgemeester in Johannesburg betref, die uitdagings, daar gaan eerstens wees om te kyk hoe word daardie koalisie bymekaar gehou, want 'n koalisie is onvermydelik. Kom ons neem nou mevrou Helen Zille wat nou hierdie week die gas ook hier is. Sy het in 2006 'n baie brose koalisie in Kaapstad in die gang gehou waar almal van die Vryheidsfront Plus na die African Muslim Party by betrokke. Selfs die PAC het op 'n manier interessante rol daar gespeel. En die uitdaging nou gaan wees indien sy burgemeester wil word is om te kyk maar hoe doen sy dit en dit is onvermydelik dat daar ander partye insluitende nou van haar kom ons sê meer uitdagende voormalige kollegas soos Herman Mashaba waarskynlik by so 'n koalisie betrokke gaan moet wees. Ja, en dit gaan nou nogal interessant wees. Wat vir my nogal wat ek dink besig is om te gebeur wat die kiesers aanbetref. Die kiezer lyk dit by die DA se ondersteuning bly konstant en dit groei hier en daar. Jy kan miskien vir ons een of twee syfers daaroor noem, maar dit lyk my ook daar's 'n gatvol faktor hierso. Ja. Dat jou lojaliteit, die blinde lojaliteit teenoor sekere politieke partye is nie meer so sterk as wat dit was in die verlede nie. In hierdie verkiesings jaar en in hierdie politieke klimaat kan geen politieke party sy steun as vanselfsprekend beskou nie. Ons het dit gesien in 2024 met die tuimelende uitslae wat die ANC daar ervaar het en ander politieke partye wat ook baie hard gaan moet werk. Die DA het 'n groot pad na herstel wat vir hulle voorlê weens die kritiek onder meer oor die hantering van back and close deur 'n minister wat in 'n DA posisie is. Daar is bepaalde frustrasie ook oor die Bella-wet en die vraag word gevra dat die DA minister daar ook dan sal verseker dat die geskiedeniskurrikulum van so aard sal wees dat dit spreek tot alle gemeenskappe in die land. Daar's reeds bepaalde kritiek daaroor en die DA wat nou 'n wonderlike geleentheid het met die regering van nasionale eenheid, maar saam met daardie hoër mag, hoër posisies, kom ook meer kritiek. En dit is iets wat hulle gaan moet uitbalanseer terwyl hulle nou in aanloop is tot hierdie plaaslike regering. En ek moet sê, David, net vinnige opmerking daar. Dis een ding wat Helen Zille in die stadium reg doen in Johannesburg, is sy wys watter belangrike rol die DA ook as 'n oppositieparty kan speel deur die munisipaliteit te dwing om aandag te gee aan sekere diensleweringkwessies. Ja, en as jy kan swem, help dit natuurlik ook. Maar laat ek net vir jou hierdie vraag vra. Dis die wonderlike posisie waarin ek nou sit hier. So en dit is ek kan so 'n bietjie moetswillig wees baie keer teenoor jou en teenoor Helen. En my vraag aan jou is Ek's bekommerd. Wie is die volgende burgemeester van Johannesburg? Die een wat die koalisie bymekaar kan kry. Dit is nou die antwoord wat my gehoor het nie. James, baie dankie vir vanoggend by ons. Dit raak kom maak is altyd lekker om saam met jou te kuier. Dankie daar.